Goeiemôre, good morning. Ek is Rosanne McKenzie. En ek is Pieter, ek staan in vir Pieter Koen, ek is Arnold Geerts. Ek is Elsa Esterhuizen en saam met ons het ons natuurlik die man wat met buffels boer. Ek praat van ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Thys, baie welkom. Wel, solank dit nie vuil buffels is nie. En in the spirit of jy weet die budget vandag, here it goes. 769, 800 and listen properly. So ek hoop die Suid-Afrikaners gaan mooi luister vandag. Ek dink ons gaan hom deurtrek. Ek is positief en ek sien uit daarna. Nou ja, toe, ons wil jou natuurlik nooi om saam met ons te gesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. Daar is baie in vandag se program. Ons beplan 'n vologgend vol vermaak. Nadia Bekes en Isak Davel kom vertel ons meer oor hulle rolle in die nuwe semi-soet musiekblyspel. Ons word gerazzle-dazzle deur die Jubilee Showbar en Christia Visser kom vertel ons meer oor haar nuwe enkelsnit saam met Armand Oukamp. En ek gesels so net voor 6:15 vanoggend boogskiet, een van die oudste sportsoorte in die wêreld. Nou ek wil gou by julle almal hoor, watter soort bestuurders is julle op die pad? Raas, ons begin weer daar by jou. Ja, ek dink ek is nogal redelik gehoorsaam. Ek het 'n lekker vinnige karretjie, so my voet kan soms bietjie swaar wees op daai petrol, maar ek bly by die reëls. Ek is nogal gehoorsaam. Ja, Ongeduldig. ongeduldig. Ja. So 'n bietjie padwoede? Nee, ek het dit mooi onder beheer, alhoewel ek moet sê dis die enigste plek waar ek myself laat vloek, waar niemand anders my kan hoor nie, want dan is dit tussen my en die liewe Vader. Maar ja, wat my verskriklik pla is dat mense nie net by die reëls kan bly nie. Bly net by die reëls. Dan sal dit as mens veronderstel is om links te bly links en dan werk dit so om. Thys? Weerens, ek is heeltemal rustig. Ek kan nie verstaan nie, maar ek het nou so 'n nuwe series wat ek begin kyk het vir die pand. Okay, van Netflix, Beef. Okay, en dit gaan juist oor 'n bietjie road rage so goeters. So daar is mense daar buite wat regtig waar issues het, hè? Jy gaan nie daarmee wegkom nie. Wat van jou? Ek het nie padwoede nie, Maar sy is swaar op die petrol. Ja, Het jy 'n bietjie van 'n swaar regte skoen? te lief daarvoor om baie vinnig te beweeg op die pad, maar my huidige motor laat dit in elk geval nie toe nie. Seker nie 'n slegte ding nie. Ja, Maar dis waarskynlik. Elsa sê op so 5000 ref gaan hy hak vas, nee, dan gaan jy volgende keer, okay. Dankie vir daai wenk, Thys. Wel, ek het op 'n video afgekom van iemand daar by die Rivonia Afrit in Johannesburg en die video is geneem en ek wil weet hoe dit julle laat voel. So kom ons kyk gou-gou na daai video. Yo guys, man, what to do, man? All people hate us polo drivers because right now there's a line here and I'm trying to cut right in front right there, man. I'm going to show you how it's done. Look at this. You're going to catch one sleeping. Oh, you see, right there. I could have gone right here. I could have gone. But anyway, I'm not trying to get in there. I'm going straight, baby. Let's get it. Beter om dan op die reguit paadjie te beweeg, maar hoe laat dit julle voel? Is julle geduldig om julle beurt af te wag of druk julle in? Het julle al ingedruk? Ek wag my beurt en ek is ook nogal redelik nice en ek laat mense in, maar wat my regtig irriteer is as ek nou vir jou 'n gap gee en jy sê nie dankie nie. Dan is ek so spyt dat ek jou daar by daai gap ingelaat het dat ek sommer wil, maar ek doen nie. Maar ja, dit is nogal vir my 'n bietjie irriterend as mense so aangaan. Die feit van die saak is, hoekom moet almal anders wag? Hoekom is die polo drivers se tyd belangriker as my tyd? Ek dink nie my tyd is belangriker as hulle se nie. As almal staan en wag, dan moet almal staan en wag. Dis die verkeerd. Dis hoe die reëls werk. So jy's nie 'n polo bestuurder nie. Nee, ek is nie. Wou jy meer uitbrei of laat? Nee, ek sal dit net daar los. Ek ry op die oomblik my vrou se Volvo, so ek het 'n mommy car. Okay, so alhoewel hy kan laat waai as hy wil. Thys, jou voertuig? I'm that guy. Yes! Ek gaan my haat. Maar ja, ek doen nie 'n ry nie. Okay, I'm just that guy. Okay, selfs by die lughawe. Okay. Daar slim mense nou soos daai enge lange ry staan, okay, en dan I just don't do rows. So ek sal either dan like heeltemal uit die ry uitsit en ek sal jou weet wat heel laaste op die vliegtuig. Ja. Ja, dit Weet, doen maar ook, ek staan net in 'n ry nie. Dit is net 'n prinsip ding wat ek hou nie daarvan nie. Maar jy En sal jy ek doen presies wat hy doen. Ek is daai ou. Jy weet, ek sal byvoorbeeld nou sê, check it move. Ek gaan nou vang. En dan is dit daar. Jy weet, so en dan celebrate ek dit. Jy weet, as ek, yes, dit was lekker.
Maar ek sê daarom op 'n ander dag dankie, okay. Ek sê dankie daarom, maar ja, ek gee myself nou weg. Ek dink mense gaan vir my nou so uit. Hulle gaan nou weet wie dit is wat indruk. Ja. So met ander woorde wat ons regtig moet doen is as ons 'n motorborg kry, moet jy nie goeiemôre, good morning op die deur sit nie. Ja. Nee. He is not that guy. Luister, alles werk nou of baie goed werk nou met gesigsherkenning sagteware of face recognition software. And you use it to unlock your phone tuis, jy het dit by julle gebou, waar jou kantore is. Dit word gebruik vir amper alles. Ja, biometrics. En dit word ook op lughawens gebruik, internasionaal veral. So a young Chinese woman found herself in a little bit of hot water recently with an airport official because of how much makeup she was wearing. So sy het soveel gremering aangehad dat die gesigsherkenningsagteware haar glad nie kon herken nie. En die video is op Chinese sosiale media geplaas en dit het versprei soos 'n veldbrand en talle opmerkings ontlok. Kyk gou hier. 我擦干净了，擦的跟你这身份证上一样，人脸识别过不去了。画他妈这样，找麻烦。 Oh, wat is die grap? Dis wat ek hoor. Check out the make-up af. Ek verstaan die situasie rondom jy moet soos jou paspoortfoto lyk, want dan kan hulle jou nie deurlaat nie. Maar ek dink hierdie is net 'n stapie te ver. Bietjie ekstreem, Dit is regtig ekstreem om te sê, luister, take off your makeup, you don't look like this photo. Like surely you can be a little less short-sighted. If that happened to me, I would be really, really annoyed. Ross, but what's the answer though? If that is the requirement, then what is the answer? A good friend of mine has got this new technology where you drive into, if they have that technology, excuse me, at your residence, at your complex, and you drive in, it's face recognition. You go in and you come out with another car, because it also makes a link between face and reg number, they won't let you out. So die punt daarvan is, daar sekere afsnypunt waar mense moet sê, okay, dis die reël en dis hoe dit is. Ek weet nie of daar 'n antwoord daarvoor is nie. Ek voel jammer vir haar, dit het al met my gebeur, maar dit was as gevolg van my groot sonbril wat ek op my gesig gehad het. So dit is makliker, haal dit af en gaan deur. Daarom net by 'n maatskappy nie by die lughawe nie. Ja. Maar ek dink dit is bietjie vernederend tuis, Ja, soos dit ek is. sê, om daar te moet staan en al die En net met gremering. afval en goeders. En Ja. my paspoortfoto was so sleg geweest die laaste paar kere letterlik. Ek lyk soos 'n Libanees en dan val hulle my so kyk en dan sal hy dit al vorentoe loop en vra hulle elke keer vir, is that your wife? Are you traveling with her? As dit vir ek kan nie meer nie. Hey. Ek Ek moet nog my make-up aansit vir my volgende trip. Ja, dalk op jou volgende tripie. Ek dink net daar is soveel verwikkelinge en ontwikkelinge met die tegnologie. Ons kan regtig vir onsself bietjie in 'n val kry. So, kry so lank nog vir jou nog 'n lekker koppie koffie. Ons kuier net hierna weer verder. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Maak seker jy gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en as jy nou eers by ons aangesluit het, wil ek jou herinner dat jy kan saamgesels deur die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn te skandeer en vir ons 'n WhatsApp boodskap te stuur. Nog iemand wat nou by ons aangesluit het nadat hy 'n heerlike koppie koffie hopeloos te lank geniet het, is Pieter Koen. Welkom Pieter. Hartlike goeiemôre kollegas. Hi. Ek het vir 'n slag 'n koffietjie met 'n wag geniet. So julle is welkom om na die tyd enetjie te gebruik en te geniet saam met my. 'n Regte egte polisie koffietjie, aangesien die kyk hoe gaan daai oë, want jy wou my op die spot sit, nê? Nee, wat? Ek het die wyntjie geniet van die wind en die weer, nie daardie wyntjie nie. Okay. En toe ek myself kon kry, het ek my wekker verkeerd gestel. En in steede daarvan om op te staan, maar lyk ek nie vir julle vars nie. Jy lyk fantasties. Vir 'n man wat 3 minute laat was, hier is ek. Goeiemôre, good morning, goeiemôre. Ek wou sê ons innige simpatie, maar ek bedoel jy lyk so vars en Dit is 'n vrolik. menslike ding. Ek kon vir julle gesê het ek het 'n papwiel, maar dan moes ek onthou watter wiel is pap. Wel, ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil vir julle met kinders op skool vra, hoe voel julle oor die huidige stand van die onderrig wat julle kinders ontvang? Ek dink vir ons, en dit is my opinie, as jy raad soek, maak 'n afspraak. Ja, ek dink ek het nie, om eerlik te wees, ek het nie genoeg vertroue in die regeringsskoolstelsel nie. So my kinders is albei in dieselfde skool as die privaat skool. Ek breek my rug om daai skoolfooie te bekostig, maar ek kan net nie dat hulle in 'n klas vol 35 ander kinders is nie, of wat ook al nie. So ek is maar nou daar, en so is die kredietkaart. Ja. Hy's effe skugter oor die Ja, aangeleentheid. nee, maar dit is vir my net, ek wil nie sê dat ek nie in die regeringsskole glo nie, maar dit is waarop dit eintlik neerkom. If I'm going to be completely honest, I would rather break my back to have my kids at a private school where the classes are smaller and where they're getting individual attention than actually have them at a government school. Ek dink jy weet daar's meriete vir alles. Daar's goeie departementele skole. Ja. Daar's ongelukkig ook 'n oorgrootste meerderheid is ongelukkig nie op standaard wat hulle moet wees nie, en dis die tendens waarmee 'n ou sit ongelukkig. En ek deel regtig jou sentiment oor dit, maar aan die ander kant die goeie skole wat daar is, mense wat dit ongelukkig ook nou nie wil probeer om 'n privaat skool of so te doen of kan doen nie. Ja. Dit bly maar 'n uitdaging. Ja. Kyk, dit is die grootste probleem wat ons het is daai overall inequality. So dit is want sekerlik elke liewe kind is veronderstel om basies weer dieselfde kwaliteit onderrig te kan verkry. Maar die stelsel laat dit nie altyd toe nie. En ek dink ja, dit is die ironie van dit. En weer eens die party wat daardeur suffer as jy dit in daai manier wil sit, is die kind. Soos altyd, en dit is maar ongelukkig so. Ongelukkig die kinders. Ek is redelik tevrede met my katkinders se vordering. Maar goed, die eintlike storie hier is, die minister van onderwys, Siviwe Gwagube, het aangekondig dat 'n nuwe raad, die Nasionale Onderrig en Opleidingsraad, saamgestel word om die saak te ondersoek. En die raad sal gebaseer op navorsing en internasionale standaarde leiding gee oor moontlike veranderinge aan die slaagvereistes. Nou, interessant genoeg, kundiges waarsku dat die huidige slaagpunt studente nie voldoende vir hoër onderwys of die arbeidsmark voorberei nie. En ek dink dit is regtig veel van 'n verrassing nie, maar die departement beklemtoon egter dat 'n leerling met 'n gemiddeld van 30% nie slaag nie. Leerlinge moet minstens 40% in 3 vakke en 30% in 3 ander behaal. Nietemin toon internasionale studies dat die onderwysstelsel sukkel met slegs 20% van leerlinge wat op die verwagte vlak presteer en 81% van kinders onder 10 wat nie met begrip kan lees nie. Dit is kommerwekkend. Dis daar waar die kommer inkom. Presies, dit is vir my net daai standaarde. You can't have that as a pass rate and expect us to grow as a country and expect kids to be able to go on to tertiary and maybe even go and compete with kids that are learning internationally, or it's just unacceptable. En ek wil net byvoeg, ek meen ons fokus nou op tersiêre onderrig, maar is eintlik baie langer termyn gevolge wat veroorsaak word. Kyk, ek dink die algemene probleem begin by grondslagfase. Want ek dink grondslagfase is juist die belangrikste. So daai graad 1 tot 7.
is verskriklik belangrik vir 'n kind. Jy weet veral as ons gaan kyk na algemene wiskunde, leesvaardighede, meer as een taal, jy weet die ander goeters is dan bykomend. Jy weet soos wat hy dan nou wat saam ouer word. Volgens my dink ek die kinders is heeltemal te veel ingelig deesdae oor wat hulle regte is en hulle weet wat die slagsyfers is. Ek is gewetter toe ek klein was en ek het nie geleer nie. Want jy moet vir jouself ook 'n sekere standaard stel in die lewe, dink julle nie? En die ouers by die huis moet ook vir die kinders sê, ag my kindjie, moenie worry nie, dis 40%, 45% is daarom weer. Strooi man, jy moet vir jou kinders sê, hierdie is die standaard. Wel, terwyl jy daarna verwys, wil ek ook vir julle vra, watter slaagvereistes sou julle verkies vir matriek? Net so vinnig. 50%, like at least 50%. Like above, you know what, like halfway and above. Alhoewel jy lyk vir my soos 'n 85% kandidaat. Ek dink tale is om regverdig te wees. Tale moet ten minste op 'n 50% standaard wees. Tale en algemene leeskundigheid moet op 50% wees. Toe ons in matriek was, as jou ander vakke was 35% geweest, maar tale was non-negotiable op 50. En ek dink ja, daai is nogal relatief belangrik want saam met tale kom leeskundigheid, skryf en ensovoorts. Ja, maar ek is baie beïndruk met minister Siviwe, sorry. Sy is absoluut besig, né? Busybody. En wat my beïndruk van haar is dat sy is een van die nuwe ministers en she gets it done. So en is beregte in sy beregte plek. Hats off to her. Oh, wow. Nou, onthou jy sal ook later hierdie gesprekke op ons YouTube kanaal weer kan kyk en jy kan ook daar inteken vir eksklusiewe inhoud. Ons gesels net hierna oor 'n opwindende nuwe ontwikkelingsprojek vir Afrikaanse tersiêre onderrig. Bly ingeskakel. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Goeiemôre, good morning. Akademia en die ontwikkelingsmaatskappy Kanton het op 1 Augustus verlede jaar 'n reuse kampusontwikkelingsprojek vir Afrikaanse hoër onderrig in Pretoria aangekondig. Ons gesels nou met Henk Skalekamp, besturende direkteur van Kanton, en Martinus Visser, besturende direkteur van Akademia, oor hoe hierdie monumentale projek vorder. Goeiemôre manne, baie welkom. Môre Elsa. Martinus, net so in 'n neutedop, waaroor gaan Akademia en wie is Akademia? Ja, so mens moet eintlik by die begin begin. So Akademia is 'n Christelike, klassieke, onafhanklike instelling wat speel in die universitêre spasie, wat ontstaan het vanuit die Afrikaanse gemeenskap en werk ten behoewe van daardie gemeenskap. Nou dit sê wie ons is, maar ons het 'n strewe, Pieter, en daardie strewe, en ek gaan dit formuleer vanuit die studente perspektief,
is om studente wat by ons studeer en verkieslik afstudeer, moet een belangrike vraag kan beantwoord. En daardie vraag is, wat is 'n betekenisvolle lewe vir my? En Akademia maak 'n geweldige klomp insette op verskeie maniere om studente te help om daardie kritiese vraag te beantwoord en geantwoord te kry tydens hulle studies by ons. En dit is ook dan bietjie die inspirasie agter hierdie hele kampusontwikkeling, want om dit te kan doen, moet mense tuiste hê, akademiese tuiste waar studente veilig, Afrikaanse studente, veilig en tuis en geborge voel, sodat hulle kan deelneem aan hierdie proses om daardie kritiese vraag te antwoord. Ja. Nou die opwinding oor die ontwikkeling van die wêreldklas kampus in Pretoria is tasbaar. Vertel ons net so 'n bietjie meer oor die groot projek. Die ontwikkeling is hier in die ooste van Pretoria, van hier af net 'n klompie kilometers en dit is op 220 hektaar. So is 'n groot stuk aarde, die topografie is pragtig, dit is riwe en plat stukke waar die geboue gaan staan. Op die kampus gaan daar 4 nodusse wees, 'n proefplaas vir die landboufakulteit, groot sportfasiliteite, rugbyvelde, atletiekbane, cricketvelde, hockey astros, alles wat jy aan kan dink binneshuise sport, swembaddens en dan so 8 koshuise op die ou end. Ons gaan in die eerste fase ontwikkel ons net 4 van die koshuise en dan sit ons vinnig nog 4 koshuise by. En dan die akademiese kampus waar ons plek skep vir 5000 voorgraadse studente en dan sal daar seker nog so 1500 nagraadse studente hulle self daai vraag van Martinus kom vra. Dit is vir my ongelooflik en ek moet sê nee, vir my as 'n ou nou deur van ons ander tersiêre inrigtinge en selfs skole en goeie stap, dan dink jy, hoe was dit of hoe moes dit gewees het in die ontwikkeling daarvan, want ons stap nou in en ons geniet die vrug gebruik daarvan. Maar vir julle ook, julle laat dit so vinnig klink en so maklik klink, nê? Ons gaan vinnig dit doen, ons gaan vinnig dit doen. Maar wat, dis amper 'n 3 miljard rand projek. Ja. So dis nou nogal 'n klomp mense wat seker maar moet insaal lewer en betrokke wees by hierdie projek. Ja, so ons het al in 2019 begin met die projek en die grond geïdentifiseer en deur die proses geneem om al die regte en die goedkeurings in plek te kry, die diensteooreenkomste te teken en so aan. Maar nou moet ek vir julle sê, as jy in 2019 daar staan en daar loop 'n klomp pragtige beeste op 'n stuk grond en so aan en jy weet wat hier moet kom, dan vat dit nogal 'n stukkie dapperheid om te sê, maar goed, ons stap hierdie pad. En die 3.2 miljard rand is die totale ontwikkelingsplan. Ons gaan 2028 oopmaak met 'n fase 1 wat so 1.8 miljard rand is en dan gaan ons dit uitbou. 'n Mens begin nie by die einde nie, jy begin by die begin en dan sal ons hom so na die einde toe neem. En ek wou nog nou sê, ek is baie bly dat julle op iets soos landbou ook fokus, want ek dink die landbousektor het dit nogal nodig en daar kan miskien meer van daai inisiatiewe in die toekoms wees. Maar dit klink daarom vir my asof die proses redelik goed vorder. Ja, nee, die proses loop mooi. So aan Akademia se kant is dit belangrik dat ons die instelling gereed kry vir hierdie groot sprong. Jy kan nou dink, op die stadium het Akademia ontwikkel hier van 2012 af en eers in 2021 met 'n op-kampus aanbod begin. Ja. En ons moet seker maak dat ons die instelling gereed kry in al sy fasette, alles wat ons doen sodat ons daai vreeslike groot sprong kan maak. Ons akademiese aanbod is belangrik, so ons moet ons akademiese aanbod so kry en breed kry sodat ons daardie kampus kan volmaak met studente wat al die dinge wil studeer wat ons aanbied. Lyk vir my jy kan net nie wag nie. Dis een ding om die prentjie te sien en te sien, okay, hier gebou gaan so daarna uitsien, maar hy wil net asseblief, ja, hier kan ek 'n paar nuwe boeke insit en hier kan ons die dinge so aanbied. Luister maar, ek moet daarom sê, kant ons sukses met Soltech gee natuurlik baie vertroue. Hoe pas julle van die lesse wat julle daaruit geleer het en goeders ook toe op hierdie ontwikkeling? Pieter, die eerste belangrike ding begin by die instelling vir wie jy dit doen. So die instelling vir wie jy die ontwikkeling wil doen, moet gereed wees daarvoor en ook die vermoë hê om die gemeenskap te inspireer. En ek dink dit het 'n mens opgetel in die ontwikkeling wat ons vir Soltech gedoen het. Dit was nie so seer Kanton wat dit reg gekry het nie. Dit was Soltech. En Soltech was voor dit al lank al gereed vir 'n kampus en eintlik in eie reg suksesvol. Maar toe ons nou hierdie fasiliteit daar sit, toe is Soltech hierdie oornag sukses. En ek vermoed dieselfde gaan met Akademia gebeur. Akademia is lankal gereed. Akademia is al 13 jaar oud
En wanneer ons nou hierdie kampus klaar ontwikkel het en akademia trek daarin, ek sê altyd dit is soos liggaam en gees wat bymekaar kom. Die instelling en die fasiliteit. En dan gaan akademia oornag sukses wees. Nou, so dit is die instelling. Dan is dit die mense wat jy betrek by die hele ding. Topgehalte mense, professionele spanne, die kontrakteurs wat jy aanstel moet absoluut van gehalte spreek. Hulle moet 'n rekord hê van goeie werk. En dan is dit belangrik dat hulle ook inkoop en opgewonde is oor dit wat ons doen. Dan beplanning. Ons moet om die blok hardloop verskeie kere. Die planne, my kollega by die kantoor François, hy dryf daai planne en daai planne is etlike bundels vol van papier wat gedruk is en wat nou sirkuleer by die munisipaliteit en so. So jou beplanning moet baie goed wees. So as jy 'n inspirerende instelling het, jy het goeie mense, jou planne is reg, dan is die uitvoering daar. Ek swat sommer weer. Dit klink vir my ook opwindend. Net vinnig, hoe kan belangstellendes betrokke raak? Ons het 'n hele veldtog tussen ons en kanton geloods, wat die toekomsbouer veldtog is en ons het 'n webblad waarop ons kommunikeer. Ja. So hulle moet ons gaan volg by toekomsbouer.co.za, akademia.ac.za en dan kanton.co.za en ons praat daar die hele tyd. Lekker, baie dankie. Ja man, so haal die tyd ons ook nou in en ek weet ons kan 'n uur spandeer om hieroor te gesels en asseblief hou ons op hoogte en ons gaan verseker ook sorg dat ons niks mis van hierdie wonderlike projek nie. Nou ja, onthou jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir geldsaake. Moenie weggaan nie. Goeiemôre, Good Morning. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. We're gonna be Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys bespreek beleggingsgeleenthede in die landbousektor en dit met Kobus Nel, die hoofbeleggingsbeampte en Martin van Vuren, hoofuitvoerende beampte van Eridanus. Daar sê Kobus, Martin voorreg natuurlik, kollegas in die privaat ekwiteitsbedryf en natuurlik julle ouens doen baie mooi goeders in die landboubedryf. Ek was al 'n bietjie doenig met julle gewees, maar kom ons begin met jou Kobus. Wat is belangrik vir 'n individu as hy byvoorbeeld 'n belegging wil maak in Suid-Afrika, veral in ons ekonomie? Wel Thys, is lekker om hier te wees by jou. Vir 'n individu natuurlik die belangrikste ding sal ek sê is risiko. Hang af van die risiko op tyd van die individu waar hy gaan belê
En verskillende beleggings, soos jy weet, het verskillende risiko's. Soos byvoorbeeld tot die geld in die bank het 'n risiko. Dit is nogal interessant. net die eerste R200,000 van die geld wat jy in jou bank is gegarandeer by die Reservebank, die res is nie gegarandeer, maar dit is net interessant. So risiko is verskriklik belangrik en natuurlik opbrengs. Die verhouding tussen die risiko wat jy neem en die opbrengs wat jy kan verdien uit dit is maar die grootste enkele belangrikste ding vir 'n belegger om te oorweeg hoe hy wil belê en waar hy wil belê. Kyk, ons het al baie keer in praktyk gesien, elke belegging het 'n risikofaktor. Okay, so daar's geen belegging wat risikovry is nie. Maar volatiliteit is basies weet 'n groot vyand van enige tipe van belegging. Presies wat jy byvoorbeeld kan uitwys om sê jy kan kapitaal verloor al is jy byvoorbeeld op genoteerde aandele, maar die privaat sektor aandele byvoorbeeld soos privaat ekwiteit. Jy kry volatiliteit tot 'n mate mos bestuur en ek bedoel dit is wat dit ook 'n effektiewe aanloklike tipe van belegging maak. Nee, definitief. Die volatiliteit is verskriklik belangrik maar die volatiliteit kom ook baie neer op die risiko. Daai twee gaan maar hand aan hand. So hoe meer volatiel, hoe meer riskant, hoe minder volatiel, hoe minder riskant. So volatiliteit is eintlik amper 'n ander woord vir risiko. Maar oor na jou. Kyk, daar's 'n klomp ouens in die mark op hierdie stadium. Jy weet so en daar's 'n klomp goeders wat ook uitgekom het oor die laaste tyd. Hoe gaan kyk 'n mens byvoorbeeld watse tipe maatskappy ek in belê? Jy weet, maar net 'n bietjie daai hoe sê die Engelsman die red tape. Jy weet, hoe gaan soek ek dit? Ja, soos jy sê daar het 'n paar mense onlangs seer gekry. En dis eintlik 'n paar baie basiese goed wat jy net na moet kyk. Gaan kyk na die geskiedenis van die maatskappy waarin jy belê. Hoe lank is hulle al in die mark? Is hulle het hulle Financial Services Board registrasienommer? Is hulle auditeurs, goeie erkenbare auditeurs, onafhanklik? Is hulle compliance officers? Ek gaan maar 'n bietjie mengels. Jy weet ook ekstern en onafhanklik van hulle. Kyk dit waarna hulle onderliggende bates, waaraan gaan hulle belê. Daai is goed dat mens baie maklik kan vasstel. Deur net 'n doeteenvoudige search te doen, 'n oproep na een of twee. Jy kan nie die compliance officers moet bel en hoor wat gaan aan. En as hulle geregistreer is by Financial Services Board, is dit maklik om jy weet as daar 'n probleem is om dis 'n knoppie waarop jy kan druk. Ja, kry. En dan moet jy weet vra hulle waar toe gaan my geld? En hulle moet vir jou in doeteenvoudige terme kan sê as jy daai antwoord gekry het, dit moet vir jou amper tasbaar wees. Jy moet dit kan verstaan en kyk dat hulle weet waar jou geld gaan lê, dat hulle daai besigheid ken. Veral weet in die landbousektor. Dit help nie, hulle weet niks van boerdery en hulle gaan jou geld vat en daar gaan belê nie. Ja, dis 'n groot probleem. Daar moet 'n geskiedenis in boerdery ook wees. Kom ons kyk julle opbrengs op hierdie stadium en wat is 'n goeie opbrengs in julle opinie op hierdie stadium? Altyd ek dink 'n goeie opbrengs, weer eens terug op die risiko versus die opbrengs benadering. 'n Goeie opbrengs is beter as die opbrengs wat jy sal kry as jou geld in die bank is. So in die bank is daar verskillende rentekoerse, verskillende termyne, maar ek dink 'n goeie opbrengs vir 'n investor, 'n belegger, is 'n opbrengs wat die bank rentekoerse ten minste wen. Dan moet jy ook nou oorweeg, is dit nou rente of watse tipe opbrengs kry, is dit rente of is dit dividende? Nou daar's 'n groot verskil tussen daai twee soos jy weet. Die opbrengs wat jy by die bank kry is natuurlik rente en jy kry sekere aftrekkings met jou belasting vir die rente, maar is nog steeds belasbaar teen jou belastingkoers wat so hoog soos 45% kan wees. Waar die dividende wat jy ontvang van so 'n belegging, dit is belastingvry in jou hande. Van die entiteit wat die dividende aan jou betaal, moet die dividend withholding tax, weer eens mengels, maar dividend withholding tax oorbetaal namens jou. Wat vasgestel is teen 20%. Teen 20%. So dit is 'n baie effektiewe manier om die hoogste opbrengs by 'n belegger te kry, is dividende. Dit werk baie baie goed. Okay, great. Martha, julle is baie gefokus op die landbousektor per se. Hoe lyk die landbousektor volgens julle in Suid-Afrika? Ons is nogal baie opgewonde oor die landbousektor in die onlangse verlede daar groot buitelandse markte oopgegaan vir verskeie produkte. Ons het nou redelike beleggings in avos gemaak. En die grootste markte in die wêreld daarvoor, China, Japan en Indië het oopgegaan vir Suid-Afrika. Daar's aanhoudend navraag. Ons belê ook in voerkrale
Daar's navraag uit China uit vir uitvoer van vleis na hulle toe. Jy weet, daar's 'n tekort aan alles in die wêreld. Selfs in ons eie land 'n tekort aan groente. Ja. Jy kan maar na kettingwinkels toe gaan, soms kry jy 'n verskeidenheid van groente. Ja. So dit is 'n onuitputbare mark en Suid-Afrikaanse boere doen regtig goed. Dis goeie boere en ons is baie opgewonde oor die landbousektor as 'n geheel. Ja. So ek het nog so 'n vraag, jy weet net so vinnig as jy net vir ons kan sê, hoe sal Eridanus byvoorbeeld, hoe belê julle in 'n projek? Wanneer sê julle besluit om dit te doen en hoe kan 'n kliënt by julle belê? Hoe ons besluit om in 'n projek te belê, daar's verskillende boerdery wat na Eridanus toe kom, dan vra hulle vir 'n belegging in hulle entiteit. So dan sal ons natuurlik die bates van die entiteit oorweeg, ons sal die laste oorweeg, ons sal 'n netto batewaarde bepaal en ons sal die risikoprofiel van die boerdery bepaal. Nou gebaseer op die risikoprofiel sal ons 'n aandelehouding in die boerdery koop. Heel waarskynlik nie minder as 51% nie. En gebaseer op die boer sal die ander aandelehouding hê. Daarvoor sal ons 'n sekere opbrengs betaal en dit is hoe ons basies oor die beleggings oorweeg. Dit moet bate onderskrywend wees. Dis die heel belangrikste ding. En dan die opbrengste wat ons tans gee, dit is 11% tot 12,5% en ek dink dit is 'n nabelaste dividend. So dit is 'n redelike goeie koers in die mark. Okay, great. Maar baie dankie vir julle kollegas. Ons julle weer definitief weer nooi. Dankie. En dan kan ons 'n bietjie verder kyk. Elsa, soos wat hulle sê, laat hulle boer en hulle sal kom koop. Thys, wat 'n oulike sê ding. Ek wil daarby aansluit en sê soos die Wes-Kaapse minister van Landbou altyd sê, land bou, ons bou die land. En onthou, jy kan ook jou besigheid adverteer op Goeiemôre Good Morning. Ons gaan jou later meer vertel, maar bly gerus ingeskakel vir die res van die program net hierna.
Goeiemôre, good morning. Hierdie tyd van die oggend, dis nou so 18 of wat minute voor 7, weet jy, dis tyd vir jou sport. En vandag kuier ons met 'n paartjie wat vir Robin Hood 'n ding of twee kan leer. Arnold gesels nou met die 2025 World Bowhunter Champion in Freestyle Unlimited, Luzaan Grant en haar man Reg, 'n professionele poogjagter. Arnold, hoor na julle. Dankie Pieter, en as jy miskien nou net by ons aangesluit het, 'n hartlike goeiemôre, good morning. Aan al twee van die Grants, Luzaan en Reg, welkom julle, goed om julle saam met ons te hê. Reg, kom ons begin met jou. Hoe het jy met boogskiet deurmekaar geraak vir 'n begin? Want van 'n klein seentjie af het ek my eerste boog gebou met bamboes en baltou en 'n kweperlat en regte veertjies aangesit, en dit was maar net 'n passie wat omgesit het in 'n 26 jaar later, voel asof ek nog nooit gewerk het nie. Ek praat met mense oor my passie elke dag. So groot voorreg. En Luzaan, jy? Jy het begin, maar jy het begin met 7 kamp, nie waar nie? Dit was oorspronklik die begin. Ek was altyd in die sport, maak nie saak wat se sport daar is nie, van al die skoolsporte het ek gedoen, en na skool of op die universiteit het ek my man ontmoet en sy passie is aansteeklik. En dis dit. Ja. Ek wil baie graag by julle albei hoor, wat is dit van die sport wat julle albei aangetrek het? Want dis met groot respek, dis maar eintlik 'n Cinderella sport in meeste lande, nie waar nie? Ja, ek dink ek het moes Luzaan lank oortuig, want sy wou almal uithardloop, meer push-ups, pull-ups, vinniger hardloop, en dit is amper 'n skaakspel en 'n maraton gelyktydig, om so te verduidelik. En jy kan dit, soos met golf, ek ken nie iemand wat kan sê hy gaan nou 'n hole-in-one slaan nie. En met boogskiet om daai Robin Hood, om die een pyl in die ander nader, as jy dit met een pyl in die ander kan skiet, dan moet jy die derde en die vierde en die vyfde een. So jy kan dit nooit bemeester eintlik nie. Dis absoluut plek vir verbetering. Ja, dit was lank 'n dis 'n baie mental sport. Dit is baie, soos alle sporte, maar eintlik as mens daaraan dink, na die tyd, jy as kind was in hardloop, het jy net gedink, hardloop net soveel as wat jy kan, en dan is dit klaar. Maar hier is dit soos dis 'n aanhoudende, okay, jy het nou hierheen geskiet, okay, nou is dit die volgende een. Okay, hou jou kop bymekaar, nou is dit die volgende een. Nou is dit iets anders, en ons ander elemente wat altyd bykom, ons hellings en ons ander bos en ander dinge en wind en buite en maar ja, dit bly lekker. Daar's so 'n interessante storie toe jy op 'n trippie was in Amerika, en toe hoor jy van die Amerikaanse kampioenskap, en die volgende oomblik toe wen 'n Suid-Afrikaner die ding wat nie eers veronderstel was om dit te doen nie. Luzaan, vat ons net terug so toe asseblief. Dit was baie lekker. Dit was in South Dakota gewees, en die weer is soos Suid-Afrika, soos Durban weer. So dit was warm, wat eerstens baie lekker was. Die mense was lekker, en dit was 'n 50 kompetisie. Wat is 'n 50 meter? Hierdie is weer is 'n 5-dag kompetisie, ja. En is van 6 yards, hulle werk in yards tot op 80 yards, wat jy moet skiet. 28 teikens in die veld, is 112 pile per dag. Wat jy nou maar ook jou kop is soos maar 'n maraton, jy moet jou kop bymekaar hou, en dan hierdie dag jy begin so 7:30 die oggend, jy maak eers hier by 4 se kant klaar. So dis aanskakel en afskakel. Presies dit. En toe keer hulle julle amper voor by douane, want toe is julle weg met die trofee. Ja, hulle het gesê hulle kan appeleer omdat sy nie Amerikaner is nie, en dag 1 toe ons inskryf, toe sê ou man, ek sê wat as hy wen? Hy sê nee, moenie, dit kan nie gebeur nie. En dag 3 toe is die koerante daar en hulle doen onderhoude, neem foto's, en dag 5 toe stap ons weg met die beker, en toe ons land uitloop met die beker, toe sê ek, ons het na die beker kom steel, en toe het hulle amper half snaaks gekyk. Toe moes ek my woorde net bietjie verander. Ja, Amerika en Trump is effens anders, nie waar nie? Ek wil bitter graag by jou hoor, en ek is seker ons kykers wil hoor. Vertel vir ons van die wêreldkampioenskap wat jy nou net gewen het. Dit was voorreg om so my seentjie dit te doen ook. Soos ons maar in die sport, is maar familiesport. So, dit was ook 'n 4-dag kompetisie gewees, en waar hulle 3D teikens in die veld sit. Dit is so 'n bietjie ander dissiplines waarna ek gewoond is, want hulle sit 'n rubberteiken in die veld, kan 'n bok of 'n zebra of wat ook al wees, en dan moet jy hom skat. En hulle lyk presies soos hulle in regte lewe lyk. Baie goed, ja. Dis is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat dit ook maak. En daar was 4 verskillende bane gewees, dan sit hulle die bok in die veld, die rubberteiken, en dan moet jy hom skat. Dan moet jy nou sê hoe ver jy dink hy is, en dan jou boog stel, en dan hoop jy het hom reg geskat, sodat jy hom raak kan skiet. Ja, in die klasse wat sy gewoonlik skiet, wat sy in Amerika gewen het, is 'n vaste afstande, so jy weet hoe ver dit is. Maar wat hierdie dissipline so uniek gemaak het, is 'n dissipline wat amper bietjie uitgesterf het oor die jare, omdat dit so moeilik is. En toe die wêreldkampioenskappe in Potch aangebied word, toe begin almal van vooraf oefen vir dit, en sy het in 'n baie kort tyd, omtrent 'n jaar na 18 maande, toe het sy die voorbereiding gedoen, en toe gelukkig was dit nou bevoorreg om toe nou 'n rekord ook daar te kon
skiet. Maar as dit ware is dit 'n vergelyking soos 'n ou wat soos jy net nou gesê het, 'n ou wat diskus stoot wat ewe skielik begin die 100 meter hardloop. Hulle is twee amper totale uiteenlopende sporte alhoewel hulle dieselfde toerusting gebruik. Ja. Presies dit. Ja. Hoe stel mense jou in vir dit? Oh. Nie eers om nie praat van boog instel nie. Ja, jy verander jy moet partymal jou boog se toerusting verander want die dan skiet ons ook binnensmuurs ook wat alles weer verander. Maar dit is maar jou kop, jy moet jou kop bymekaar om te weet, okay, dis wat jy moet doen. Dit is die struikelblokke vir hierdie dissipline. Dis wat jy moet jou kop opset en dan net probeer dit deurvoer. En dan is daar natuurlik die jagdeel daarvan wat seker ook 'n ander deel van die sport is, as jy dit so wil noem. Ek het gesien op Facebook jy het 'n waterbok in die hart geskiet en toe jy hom uithaal was dit presies in die hart en selfs met 'n buffel wat ook nog nooit van tevore gedoen is deur 'n vrou. Ja, dit is maar alles al jy moet voorbereiding. Die voorbereiding is baie belangrik dat mens daar as jy dit moet doen, dan weet jy wat om te doen. Soos julle ook soos kom julle vra, julle moet weet wat om te vra, jy moet weet wat jy kan verwag en dan ook probeer om die onverwagte te skep, die scenario's te skep van wat jy dalk kan verwag om reg te wees vir dit. Maar ja, een ding wat ek kan sê Luzon doen regtig, sy oefen as sy skiet dan sy sal sommer 2 ure elke dag op 'n vakansie sal sy oefen in die middel van die hitte van die dag in die somer. En selfs met die buffel en alles as ons op 'n jag byvoorbeeld gaan, sal sy op die plaas aankom as 'n 2 dag jag, maar sy sal vir 'n dag staan en oefen. Dan sê ek, jy is 'n kampioen, jy kan skiet. Sy sê nee, sy gaan nie veld toe nie voor sy 100% presies 5 pile op so 'n plekkie kan skiet nie. En dit is my so mooi van daai toewyding wat sy het. Dis kom sy die Springbok-klere het en nee ek nie, maar ja, so haar toewyding is net fenomenaal. En dit elke bok het 'n cheerleader nodig. Dit is so. Nee, verseker. Ek wil bitter graag vra, hoe maklik is dit om fasiliteite te hê? Ek weet daar's 'n paar fasiliteite in Pretoria en 'n paar in Johannesburg, maar landwyd, hoe is die fasiliteite situasie? Die voordeel is dat daar's nie 'n beperking wettiglik of jy dit in jou eie tuin mag doen nie. So mense ons vra graag ons klublede om dit verantwoordelik te doen. Mense wil nou nie jou buurman in gevaar stel nie. Maar ek het kliënte wat behalwe as hy jou irriteer. So per ongelukke. Ons het kliënte in Sandton wat by hulle voordeur inskiet en by hulle agterdeur in hulle klein woonstelletjie uitskiet. Ek het een van die mede wêreldkampioene het vir jare het hy in sy slaapkamer as 'n student het hy sy teiken op sy bed gesit en op daai 2-3 tree, solank soos wat sy bed is, het hy geoefen in sy kamer. So ja, die fasiliteit is nie toerusting is partykeer 'n moeilike ding, want dit kan koste. Ek wou nou net vra. Ja. Praat met my oor kostes. Hoe duur is 'n boog in die regte pile en al die soort van goed? Ja, mense kan in die mark en kom vir soos 'n trapfiets. Jy weet, 'n trapfiets kos al R250,000, maar jy kan ook een tweedehands kry vir R5,000 en 'n boog is dieselfde. Jy kan tweedehands iets ordentliks kry vir R5,000, maar jy kan nie gou-gou by R100,000 uitkom. So dis amper hoe lank is 'n tou. En jy kan soveel spandeer as wat jou hart begeer, maar ons het een van ons werkers het met 'n tweedehandse pakket van R15,000 het hy gaan deelneem teen ouens met R80,000 en R100,000 pakkette. En hy het hulle uit die Springbokspan uitgeskiet, oud Springbokke met 'n tweedehandse aangelapte pakket wat ons mee gehelp het. En so die toerusting bepaal nie heeltemal nie. Usain Bolt is nie die vinnigste oor die skoene wat hy dra nie. Hy is die vinnigste. So die toerusting is belangrik, maar die skit is 95%. Is maar. Jy kan nie altyd 'n goeie game koop nie, nee. Luzon, wat is volgende? Wat lê vir jou voor en is daar ander uitdagings wat jy nog nie aangepak het nie wat jy op die horison het? Wat 'n doel is daar ver in die pad af? So hierdie keer is die wêreldkampioenskappe die field die cool wat jy kan jy range om, so jy weet hoe ver hy is die known afstande is in Yankton in volgende jaar 2026. So en waar is Yankton? In Amerika. South Dakota. Ja, South Dakota. Weer eens. Ideale toestande en jy het alreeds daar gewen, nie waar nie? Dit is die familiariteit help baie keer as mens iewers opdaag en jy weet, dit is hoe dit is, dis hoe dit lyk. So dit is altyd vir my daai wat jy net weet, jy hoef nie te wonder hoe dit lyk nie. Dis nie nog 'n prentjie wat jy moet skep in jou kop nie. Natuurlik ja. En dit help so as mens iets meer weet as ander deelnemers wat dit aanbetref. Dis soos tuisveld voordeel tot 'n mate toe. So iets, ja. As daar jongspan is wat nou hierna kyk of mamas en pappas wat dink dis miskien 'n sport wat ek my jong seun of dogter wil laat ingaan. Hoe gaan mense te werk? Wat is die eerste stap of 2? Daar's 'n groot oplewing in skole boogskiet, maar die naaste plek, meestal winkels bied die geleentheid om in te stap en vir 'n persoon 'n demonstrasie te gee verniet voel dit, soos 'n toetsloopie. En ek sal aanraai kyk of mense kan inskakel by 'n klub of 'n winkel, Google die naaste winkel en hulle sal vir jou touwys maak
sonder om dadelik die toerusting te koop. Is amper soos om vir 'n perdryd les of 2 te gaan vir jy 'n perd koop. En op daai manier kan jy jouself koste en hartseer spaar, maar meestal mense, dis ongelukkig daai as jy hom eers gevoel het, dan wil jy dit aanhou doen. So as hy jou gebyt het, het jy jou gebyt. Dit was my baie interessant toe ons hier voorberei het jy vir my gesê daar's baie Suid-Afrikaners wat werklik waar baie goed doen. Baie. Hoekom is dit so op die oomblik in Boorskiet? Ja, ek dink altyd aan wat Driekus ook gesê het. Ons is 'n resilient nation. Jy sien nie die probleme en jy sê okay, dis ook dit gaan aanpak. En ja, ons het baie goed gedoen by die wêreldkampioenskappe en van hierdie bouhunter en ander dissiplines ook. Ons het regtig al 'n paar wêreldkampioenskappe aldo ja, van die vorige jare is al 'n paar wat het reg gekry het om wêreldkampioenskappe te wees. Interessante vraag vir jou om jou klaar te maak, Reg. Dink jy bok rugby het enigsins iets te doen met die oplewing in allerlei ander sport? Ons het dit gesien met die wêreldsterkman kompetisie en dis meer. Wat is jou gedagte? Ek dink so die ek dink dit wat die bokke gedoen het en wat Rassie reg gekry het, gee mense 'n bietjie trots en jy doen dit met trots vir jou land en ek dink regtig dit begin daar en lekker om trots te wees Suid-Afrikaans en om teen lande waar die ouens professioneel kan boogskiet. Ons is gewerk en ons skiet jy boog op die kant en ons kan nog steeds kompeteer teen hulle. Dis 'n trots Suid-Afrikaanse ding, ja. Aan albei van julle grants wel gedaan. Hou dit net daar. Baie trots op julle. Baie dankie. Dankie vir julle tyd vanoggend. Pieter, heerlike geselsie, baie dankie Arnold en ons gaan weer so maak. Kry jou kaartjies so lank want ons gaan net hier na teater toe. Ons gesels met deel van die geselskap van die nuwe semi-soet musiekblyspel. Moenie weggaan nie, want hier gaan die dinge nog warmer raak op hierdie goeie môre. Good morning. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Cheers julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid.
Dit is nou al 13 jaar sedert die romantiese komedie Semi-Soet sy draai in die Verrolprent teaters gemaak het, maar Semi-Soet trek vanjaar 'n nuwe baadjie aan. Ja, splinternuut. Dis die Semi-Soet musiekblyspel wat nou op die verhoog te sien is. Ek gesels nou met 'n paar van die produksie se sterre. Isak Davel is hierso, Nadia Bekes is hierso, Rivan Lies en natuurlik ook Carmen Bason. Baie welkom julle almal. Lekker om julle hier te hê so vroeg vanmôre. Sê net eers vir my, hoe geniet julle hierdie blyspel? Dit gaan goed. Ons weer die openingsaand is nou 'n week of 2 gelede gewees. Hoe geniet julle dit? Baie, want ek begin al stout raak. So, is nou lekker gemaklik. So jy weet net waar jy karakter lê, jy weet wat jy presies moet doen. So jy kan nou maar 'n bietjie begin backstage speel, jy weet, so sterg. Ek nog net sy klere begin wegsteek. So terwyl jy nou daar is, wie sê watter rol speel jy? Oom Marcus. Ek speel Marcus, so hy is wat's in die helse karakter se naam? Jackie. Dankie. Jackie se ex-verloofde. So hy's 'n bietjie van 'n knorpot. 'n Bietjie aspris. Wat is Isak? Ja. Dis dalk kom maar die rol ook so lekker speel. Nadia, jou rol? Ek speel Denise. Sy is die hoof van die advertensiemaatskappy Mojo. En die lekkerste van is loop aan werk. Ons gaan T-shirts begin met dit. Julle moet asseblief. Loop in die voorraad. Asseblief. Onthou dit, Pieter. Dit was 'n hoogtepunt. Kom. Loop aan werk. Carmen, wat is jou rol? So ek is Susan en ek is Denise se sekretaresse. Loop aan werk. Sy loop aan werk. Iemand en jy het natuurlik ook 'n rol wat ek verskriklik baie geniet. So, baie dankie Pieter. Ja, ek is Hertjie. So dit is JP se beste vriend. En ek moet nogal sê dat hy het ook baie name. Dis Hertjie, Stertjie, Vlertjie, Tertjie. Maar ek voel soos 'n stertjie. Ek's al agter Bobby van Jaarsveld. Ek is nie 'n fanboy nie, maar lyk dalk so. Luister, ons almal ken die fliek en ons weet hoe mense die fliek geniet het. Ons het self ook geniet het. Hoe het julle dit aangepas vir die verhoog? Hier dink ek moet al die krediet aan mense soos Janus Erasmus gaan en Wilhelm, Jacomien, Johan, Annel wat hierdie visie gehad het om dit wat ons so goed ken op 'n verhoog te sit en hulle het dit so goed reg gekry. Ek dink die musiek wat bykom, die koreografie van Philip Schnettler. Dit is net ongelooflik om te sien dat dit is nie net die film nie, dit is die film en soveel meer. Ja. En is dit ook oorspronklike musiek wat ingebring is of het julle van ou musieke gebruik gemaak? So daar is een ou liedjie wat hulle bietjie 'n nuwe baadjie aangetrek het, Mamma ek wil 'n man hê. Maar nou is dit Mamma ek wil 'n man bestel. En ja, Johan Foster is maar net te gee nie in dit. Ek dink toe ons die eerste keer die musiek gehoor het, toe ons soos ek het nooit in my lewe gedink dit is wat die musiekblyspel gaan komplementeer nie. En ja, dis lekker liedjies en is lekker om dit te sing, dit was lekker om dit op te neem so. Op 'n stadium Carmen sing jy ook 'n liedjie, maar ek dink daar's 4 liedjies of wat verweef in een wat 'n ou skielik hoor. Nee, dit is vir ons verskriklik lekker en ek dink in elkeen van daai liedjies kry ons ook 'n geleentheid om elkeen van ons scenes en liedjies en ook bietjie van onsself te showcase. So dit is baie lekker hoe hulle dit geskryf het en ek dink hy het baie oorwurms geskryf definitief. As mense daar uitstap dan ken hulle verseker 'n paar van daai. En dit is op alle digitale platforms. Op alle digitale platforms. Jy moet net stream en luister. Luister nou op alle digitale platforms. Luister, dis nogal 'n ding as 'n ou en ander akteurs se voetspore moet volg. Jy's as 'n ou nou weer die rolprent was so suksesvol en nou by die verhoogproduksie aanbetref is dit nou julle wat daai skoene moet vol staan. Ja, kyk, ek weet nie, baie van julle het die fliek 12 jaar terug gekyk. Ek het vir die eerste keer daai fliek gekyk 'n week voor ons begin oefen het. Wow, waar was jy, Isa? Nee man, dit is net soos maar en ek wou eintlik nie gekyk het nie. Want vir my om 'n ander akteur te probeer naboots was net dit is te veel druk. En as jy kan eintlik glad nie volgens my die verhoogproduksie vergelyk met die fliek nie. Jy kan nie. Dit is jy kan dit nie. En ek het toe net maar die fliek gekyk. Dit het gehelp. Maar gelukkig het ek nou besluit ek weet jy just do your thing. Dit help nie ek moet daarop van my kant af ook sê, jy weet hy ou het gegaan, maar glad nie die verwagting laat dit gaan wees soos die rolprent nie. Maar ek was uit my sokkies uitgebul en ek is seker almal in die gehoor ook, want julle het dit so mooi gedoen, julle het julle eie gemaak en dit is net vir ons 'n vars nuwe produksie gewees op die einde van die dag. Ek dink 'n lekker staaltjie is ek het som van 2 gaan kyk waar Lou Venter nou inspeel. En dis die eerste keer wat ek hom in persoon ontmoet het en hy het so by die badkamer uitgekom en ek kyk so vir hom en my sussie is soos dis Hertjie. Ek sê dit is die ou Hertjie en hy kyk toe so vir hom en al wat met my mond uitkom is soos ek is die nuwe Hertjie. En hy kyk toe so vir my en hy sê vir my
ek bly die groot lepel. So ag dit is lekker. Dis lekker dat hulle ook oop is en ag ja, hy het 'n klein bietjie raad gegee ook en ja, dis lekker om te sien hoe hulle ons ook wil help. Ek dink die teks is ook so goed geskryf, die karakters is so goed ontwikkel, dit wat Anel reg gekry het en om dit eintlik amper tydloos te maak. Dit was baie lekker om in die karakters te kon inklim. En veral wanneer dit by die repetisies kom en so aan en dan as die dinge begin hardloop, daar seker aand vir aand ook maar goedjies wat agter die skerms gebeur, wat nie noodwendig deur die gehoor waardeur gesien word. Ek begin met ek dink 5 lyne, nee, ek is maar net Susan en Nadia het dit reg gekry om dit te laat verdubbel. So ek het nou 10 lyne. So dit is wat gebeur en Isak terg ons elke aand. Ja, maar jy kan nie uitpraat nie, hè. Daar's seker geheime bly. Ja. Ons sê maar net die bultbal. Die bultbal. Ja, die bultbal. Ons sal maar moet uitvind of mense sal maar moet uitvind as hulle meer wil uitvind oor die bultbal. Kom kyk na die musiek op, dit is nie bultbal. En ek meen daar sekerlik, ek meen veral soos wanneer Bobby nou uitkom vir die fotosessie en goeders, snaakse oomblikke en seker mense wat gaspier uit die gehore, dan dink julle Katja. Ja, kyk, en ons het in repetisietyd, dan is dit 3 weke van repetisies en jy repeteer dit sonder dat mense gaan lag. So die eerste aand toe ons speel en daai Japon kom af en daar is 'n 2-3 minute se net konstante lag gasp. Ons was soos, okay, so hier is nou dit is nou hoe dit gaan wees. En Tiart Lee, ons fotograaf wat op die grond rondrol. Ja. Ek dink almal kyk vir daai scene, letterlik. En sal weer 'n kaartjie koop vir daai toening. Net te kan sien Luister, almal van julle was ook deel van vorige verhoogproduksies soortgelyk aan hierdie. Ek meen soos jy met die gelofte en goeters en die voorbereiding wat daarin ingaan. Hoe vergelyk dit met die voorbereiding wat julle hiervoor ook aangevat het en As jy nou spesifiek verwys na die gelofte, dit het 'n baie ander ondertoon gehad en dit was 'n baie ernstige stuk waar hierdie is lig en lekker en ek dink is ook tyd vir so 'n tipe produksie want mense het 'n behoefte om te lag en om 'n lekker tyd te hê. Daar's baie swaar in die wêreld, maar hierdie is 'n oomblik van ontsnapping en ontspan en sommer net lekker saam wees. En dit wat die Afriforum Theater regkry is regtig om gemeenskapsteater op 'n professionele vlak te bied vir mense en mense in 'n tipe van 'n teaterkultuur in te kry. En ag, dit is net vir my so lekker om daarvan te kan deel. Was ek seker ek praat namens ons almal. Ja, nee definitief. Ek dink ook as ek nou dink back in the day, nee. Was daar so daar is 2 of 3 jaar terug as ja. superstar. Ja. Die kans eintlik tamelik ons is almal bo 30 behalwe die jong dames, maar dit is so lekker om te sien dat almal van ons 29, sorry. Ja. Hoe almal 'n experience gebring het. En Janus, ons regisseur, hy het almal se opinies gevat. En dit maak werk of sê hoor kom ons verander 'n bietjie hierso en ek dink dit obviously gaan oor die experience. Oor wat ons almal al opgedoen het en ons kan almal dit bymekaar en dis hoekom my so in 3 weke tot 'n show bymekaar sit. Luister en wat jonk en oud aan betref op die verhoog nou. Daar's daarom niks so lekker soos daai tasbaarheid en die gevoel van teater nie. Ja. En is dit nie ook maar 'n ding wat bietjie agterweë begin gelaat word met tegnologie in ons hande nie en vir julle nou om ook te weet ons is terug op die teater met so 'n lekker produksie. Mense moet net kom kyk. Ja, wat 'n voorreg. Dis amazing. Ek dink wat vir my die coolste is ek het nie groot geword met teater nie en om vir my te sien hoeveel ouers hulle jong kinders teater toe bring, dink ek gee verseker hoop. Vir die kultuurdiere daar buite. Ja, ek dink wat Anel ook al vir ons gesê het is dis een ding om 'n film daar buite te sit, maar jy sit nie saam met die mense by hulle huise en kyk die film nie. Nou is dit waar jy hoor fisies waar mense lag en daar's party lyne waar mense lag wat ons sit maar dis nie so lag nie. Kom lag mense. So ja, dis baie lekker. Ek dink in vergelyking met die kaplyn was dit nou weer waar jy sien fisies hoe hierdie mans voor jou huil, maar nou is dit regtig lekker om te sien hoe mense lag. Daar's net iets aan humor. So as ek nou kan vra, ek weet dit is dalk, jy weet vir kunstenaars word altyd gevra wat is jou gunsteling liedjie op die album en dit en dit. Gunsteling toneel. Uitsending. My gunsteling is daai boy band. Wat sê die bietjie wat ek weet. Daar kan ek so lekker Zef wees. Ons eie reg en ek imagine ek's in die Backstreet Boys band. Maar die Afrikaanse weer. Ja, die Afrikaanse weer gaan ja. So dis my gunsteling. Loop en werk. Stem saam met julle met daai en. Ek moet ook sê ek hou baie van die Boutpars toneel. Ek is nie in hom nie, maar ag, dit is so lieflike toneel en hulle het dit so goed reg gekry om daai essensie van die wynplaas op die verhoog
bymekaar te bring. Ek geniet dit vreeslik. Maar ook lekker, ek meen jy is die baas van die plaas nou by Mojo, nee? Mojo. Ja. Lekker, dit het vir jou gewerk. Baie lekker. Ja. Carmen. My gunsteling deel of toneel is verseker mamma, ek wil 'n man hê. Dit is so lekker om die verhoog met die 4 dames en met Philip ook te deel en lekker te kan dans en dan basies al die tonele waar sy my rondonder. Ek is mal daaroor want ek meen dis nie elke dag wat Nadia Bekes jou rondonder nie. Sonia Bekes sy ma. Dis was net Kyk by my huis, my kinders kry dieselfde. Dis nog net nogal by die loop en werk wat sy sê, okay, sy gaan, dan sê jy, kom hier of wat? Kan ek saam? Ja, kan ek saam? Maar daar's 'n nuwe ene. Wat julle ingewerk het, die waar. Jy kom hier die tweede en die derde keer om ek van jou gunsteling toneel. Gunsteling is verseker ons is in 'n wynkelder en Johan Skols verduidelik hierdie storie van die wyn. Ja. Elke liewe aand Pieter, dan besef ek ek is nou eintlik op die verhoog. Want hy vertel daai stories so en ek is jammer jou vrou is oorlede en dan besef ek nee, ons is besig met 'n toneelstuk. So luister julle, baie dankie vir die kuier. Waar gaan ons kaartjies kry? Tot wanneer is julle op die planke? Die kaartjies is beskikbaar by Afriforum Theater se webwerf www.afriforumtheater.co.za. En ek moet sê hierdie was nie 'n semi-soet kuiertjie nie, dit was stroopsoet. Baie dankie vir julle. Damn. Dit was goed. Julle gaan vir my verseker weer daar in die gehoor sien en baie sterkte ook met die res van julle ran. Ons nou baie vermaak net hierna gesels ons met baie lekker kreatiewe span van The Jubilee Showbar. Bly ingeskakel, moenie weggaan nie en Christel Visser gaan ook 'n draai kom maak. Lekker.
You are watching Goeiemorgen, Good Morning. The Jubilee Show Bar is a new theatre bar that'll turn a regular night out in Bedford View into a Las Vegas extravaganza. I'm joined now by their creative team, Wayne Cumming, Peyton Amber, the writer, and Zuan Skippers, the performer at the Jubilee Theatre Bar. Good morning, Goeiemorgen. Good morning, how are you? Very good, thank you. Fantastic. Welcome to the show. Is this a new venue? Because I kind of like know Joburg venues and stuff, and I've never heard of Jubilee Theatre Bar. Brand spanking new. We've been open a couple of weeks. And yeah, it's been a journey. It has been a journey. It's tough, but it's the best thing we've ever done. Please, can you tell me a bit about the Jubilee Show Bar? You know, I've grown up with Extrav shows that have been around for so many years, from all the casino show bars and all those things, and Sun City and all these big shows. And then we moved into normal theatre. And when we came back to looking to do something that was extravagant, there was nothing left. And obviously our aim is to bring on young performers, reintroduce young people, give them a platform to perform. And when you say to these girls, let's do a showgirl walk, they have no reference. Yes. And I was like, it's time. It's time to bring back feathers and glitz and glamour. Glam. Yes. Big glamour. Peyton, you're the writer, so how do you write something like this? How do you make all of the elements come together into an actual show? Well, luckily I have this man. We do it all together. Yes. So we make the best team. We've been best friends for 19 years. So we know exactly what each other's going to do before we even do it. So when it comes to writing a show, we just think of our favorite artists, what people are going to enjoy, what's going to work well with choreography. Yeah. Second nature. Second nature. Just look, you just finish each other's sentences, right? There we go. Zuan, how's your showgirl walk? It's the best. Come see at the show. Yes. Yes, you have to come see it. It's been a great opportunity. It's been a quiet year. Yeah. But luckily Wayne contacted me and gave me an opportunity to begin at the show bar. So wat is vir jou lekker om by Jubilee Show Bar te kan werk? Ek sal sê die mense werk met werk. Ja. Baie die cast is outstanding. Dit is ons liefde vir mekaar op die stage. Dit groei ook net elke dag van die show. En dan die mense wat die show kom kyk en dit geniet om hulle gesigte te sien so opgewonde en saam te dans en te sing. Dit is net amazing. So let's talk about the show itself. It's an explosion and of a one-of-a-kind extravaganza. So it's almost like a jukebox musical? Kind of. When we were writing the show, I said to Peyton, let's find something that's going to resonate with everyone. Yes. Because I also find when you go to traditional theatre, and it's no offense, it's like an older crowd, and where are the young people going to reference theatre? Live entertainment. Get off the phone and come see something that's real that you can almost reach out and touch. So we put so much material down and we weeded out. We moved slowly. And like right now, my favorite section of the show, which I never expected, is we pay tribute to all our South African legends. Stunning. We have Brenda Fassie, there's some Mango Groove. We moved with Tyler, because I mean, obviously Tyler is now one of our biggest global superstars. And that wasn't in the show. And I said to Peyton, we need to move forward and bring in current music that's going to reintroduce live theatre to young people. So that was the aim. So we go right from the 50s with Elvis Presley all the way down to 2023 when Tyler released Water. We have some Mikasa. We end the show with a massive Black Eyed Peas medley. It was just so much fun just to throw things in the pot and see what came out. I think that was the thing. And for me, I was like, this is so much variety that you're bound to hit the nail on the head. Yeah. Like, what's the reaction been like, Peyton, to Ultimate Music Rush? It's been fantastic. People are loving the show. People love the music. People are loving the wide variety of music that we've put into the show. And people are loving the costumes, the dances. I think it's just something that people haven't seen for a while. Yeah. So it's really, people are enjoying it. Zuan, vir jou as iemand wat in die show optree, vertel ons 'n bietjie van die kostuums en die styl en net die wonderlikheid van op die verhoog wees. Dit is wonderlik. Van kleins af het ek die stage, ek was lief vir die stage. Ek bou die hele tyd op die stage wees. Om op die stage te wees is net briljant. Baie kostuums. Extravaganza. Listen, we love a costume change. No, love it. Quick changes. Yes. Ek net sê, maar ook briljant kostuums. Daar is
daar waar die kostuums nie saamwerk nie. Ja. Maar daar's altyd gefiks en daar's altyd plan gemaak. Is dit great. Maar dit is die ding van theater. It's so immediate. There's no kind of do-over. If you're having a costume issue, you kind of fix it and off you go. And we have costume issues. Yes, we do. Trust me, if people know what goes on backstage, oh my word. Janet Jackson moments, eh? There's been a few. There's been a few Janet Jackson moments where we're like, are you going to make it? Are you going to make it? And all of a sudden, the magic just always happens somehow. And like I said, the team's young, which for me was the key. But the love for the stage and the love for the craft is unlike anything I've ever seen. Yeah. And I've been in theatre 25 years. Yes. And I've never worked with a cast that is so passionate. And it's the first thing people say when we come off stage. They're like, I cannot believe what I see in their faces. Yeah. Like the love pours out into that venue. It's unbelievable. I've never felt it even as a singer on stage with these people. It's incredible. That's amazing. Just to wrap up quickly, where can people get tickets for Ultimate Music Rush at Jubilee Showbar? You can check out the website. It's www.jubileeshowbar.co.za, or you can WhatsApp us on our WhatsApp line 061 504 4526, and everything's on the website. Thank you so much, Wayne, Peyton and Zuan from Jubilee Showbar. Christia Visser is volgende. Ons bly by musiek. Bly jy ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds. displays the highest technical excellence, For whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go, it's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
As akteurs was Christia Visser en Armand Oukamp al in verskeie produksies saam te sien, belade vir 'n enkeling tot die boekklap om maar net 'n paar te noem en ook meer onlangs in Netflix se tuiskoms. Maar nou is die twee vir die eerste keer saam te hoor in hulle splinternuwe duet Sal jy optel. Christia kuier nou saam met Rosanne om ons 'n bietjie meer daarvan te vertel. Ras. Dankie Pieter. Welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie, dis heerlik om hier by julle te wees. Christia, mense ken natuurlik vir jou en Armand en hulle het 'n wonderlike chemistry saam op die verhoog, op die televisie, op in films, maar nou het julle 'n nuwe enkelsnit saam uitgebring. Sal jy optel? Hoe het dit gebeur dat julle nou saam sing? Hoekom nie? Hulle sê dan as jy een kan doen, kan jy die ander een doen. Ja. Nee, ek spot sommer, maar hy het eintlik ek wou baie lank 'n duet gedoen het. Ek het net nie geweet met wie nie. Ja. Ons het ongelooflike opsies in hierdie land. Ons so baie talent. En ek weet nooit eintlik waartoe iets gaan nie, so ek laat die universe my so half lei. Jy weet, mens wag maar so half vir die tyd om reg te wees. En toe het Armand vir my eendag randomly 'n boodskap gestuur en gesê, "Haha, kom ons doen 'n show, kom ons doen 'n song saam." En toe sê ek, "Well, okay." En toe skryf ek en toe gebeur dit en ons het gister gepraat, ons is hier is ons nou, die song is uit en ja, we're very proud of it. Ja, Christia, jou aanslag op musiek en jou stem self is so uniek en daar is vir my niks wat soos jy klink nie. So hoe weet jy dan dat iemand soos Armand gaan werk saam met jou in 'n duet, net in terme van jou styl en die manier waarop jy musiek benader? Dankie. Man, ek weet nie. Soos ek sê, ek dink is baie keer 'n gevoel, maar ek dink wat vir my baie spesiaal is met Armand spesifiek is dat ek weet wat hy vir my kan bring met emosionaliteit. En my musiek is ongelooflik persoonlik. My stem is nie, al het ek al training gehad in my lewe, dit is nie perfek nie. En ek dink niemand is perfek nie. Daar's hierdie half reels wat ons opstel en ek is half beplek in my kreatiewe journey wat ek wil explore. Wat kan ek nog doen wat ek so myself terughou het? En Armand hy's nie 'n trained sanger nie. So ek dink daai rouheid, daai eerlikheid, ek weet hy kan 'n noot hou. So dis al wat ek wil hê. Hou 'n noot en gee vir my daai emosie en ek weet nie, ek dink as ek en Armand dit saam doen, ons vertrou mekaar so goed, dan werk dit. Ons het nou vroeër 'n stukkie van die musiekvideo gesien. Kan jy oor daai ervaring gesels? Want ek het dit gekyk gister en dit is ongelooflik mooi. Wie het dit vir julle geskiet? Gerdoan Kemp. Ek sal as jy sal musiekvideo ook gedoen en ek het al verlief geraak op die manier hoe hy werk. Ja. Want hy skiet verskriklik los, verskriklik kreatief en hy gee vir my die spasie want ek het baie idees, maar ek werk op gevoel. So wanneer ek byvoorbeeld met hierdie musiekvideo se maklikste shoot gewees was omtrent 4 ure en toe ons uit, want ek en Armand het net gespeel. Ons het niks gechoreograf en ons het gespeel en ons het gevoel en Gerdoan het saam met ons dit gedoen. So vir my is dit baie belangrik die span wat ek mee werk. Ek hou daarvan dat dit klein bly want dit is so persoonlik en dit is so rou vir my. Ja. En dis 'n baie intieme liedjie ook. Is dit vir jou moeilik om jou hart so uit te stort op papier en dan in die opname met jou stem daai storie te kan vertel want dit is alles so persoonlik? Ja, ek dink dis vir my waar die magic gebeur wat kuns aanbetref, is wanneer jy bereid is om jou siel self op die tafel uit te sit, want die hele idee agter kuns is dat ons connect. Ons is eintlik in 'n wêreld waar ons het so baie koneksies, maar ons het nie diep koneksies nie. En ek dink musiek is iets wat baie persoonlik is in elke persoon. Ek het al my goedjies en idees wat ek insit en klein amper soos Easter eggs, wil ek sê. Maar mense haal uit wat hulle nodig het en dis vir my wat dit spesiaal maak. Wat is die reaksie tot dusver op die liedjie? Dis baie goed. Baie goed. Ek was nervous want ek het kansse gevat. Want die hele liedjie is geskryf as 'n dialoog. En dis heeltemal iets anders en so dit was vir my scary geweest en dit was een van die goed, dit gaan of werk of dit gaan heeltemal fail, maar dis mos maar hoe ek dit doen, of ek val op my gesig en as ek op my gesig val, gaan ek ook hard lag en dan gaan ons maar ander beweeg. So ja. Christia, ek dink dit is een van die groot redes hoekom mense so mal is oor jou, is jy so eerlik en so rou en so vulnerable en dit kom in jou kuns deur in die musiek, in die rolle wat jy speel. En ek dink dit is wonderlik, dit is so relatable. Mens vereenselwig so met jou, that you can't take your eyes off you. Like you just are so
open and I love that. Dis moeilik, kyk, dis moeilik en scary om dinge met die wêreld te deel want mense is maar wreed. Ja. Maar mense verstaan ook mense is wreed want hulle sukkel. Ons almal sukkel met iets. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens mekaar herinner jy is nie alleen nie. Ja. En dis wat musiek vir my gedoen het. So dis wat ek hoop dit doen vir ander mense. Dis vir my so mooi. Waarmee is jy nou alles besig? Alles en niks op dieselfde tyd. Dit voel vir my partykeer ek maak elke dag net huis skoon, maar ek is besig met 'n merchandise reeks, 'n jewelry reeks. Ek is besig om meer van my gedigte daar buite te probeer kry want ek skryf al vandat ek 7 jaar oud is. Ek het boeke en boeke vol. Mens kan nie so baie liedjies skryf nie. Ek wil die goed net uit in die wêreld kry. Dit voel vir my so of ons is hier. As ons alles vir onsself hou, wat is die punt? Ja. En is natuurlik ook bietjie besig met mamma wees, né? Dat ons daai job vergeet nie. Dit is my favorite job op die hele aardbol. Ek het nie eers gedink ek wil 'n ma wees nie. Wat eintlik jy weet, mense het hierdie idees van jou lewe, ek gaan 'n career woman wees en almal sê vir jou jy kan nie familie hê en hierdie beroep nie en sy het my verander. Ja. Ek is 'n baie gelukkiger, meer confident mens want ek kyk na haar en ek gaan ek was ook so klein en innocent and what happened, you know? En ek wil vir 'n goeie voorbeeld wees. So. baie dankie Christia. Jy kan die liedjie gaan luister op YouTube. Christia Visser en Armand Oukamp, sal jy optel? Pieter, sal jy optel? Ek sal optel aan hierdie kant. Baie dankie vir die kuiertjie en dankie ook vir jou wat saam met ons gekuier het vanmôre. Onthou môreoggend is die span weer vroegoggend uit die vere saam met jou terug net hier op Goeiemôre, Good Morning. Lekker dag vir jou verder. Ons het lekker saam met jou gekuier en kan nie wag om môre weer te doen nie. AC/DC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.